In ons eerste gesprek saam met Tolly Jordaan. Eerste Jordaans wat in Suid-Afrika gekom het, was twee broers gewees. Hulle het saam met die Franse hugenote in die 1780 rond het hulle ingekom in die land in. En toe het Willem Gabriel gegaan en uit hierdie area het hy die Engelse woord is, het hy hom gaan styk. Hy het rondgery met sy perd en gesê hy slaan hierdie pen in en hy slaan die pen in en hy wil hierdie gedeelte, sy gedeelte. En omdat hulle inkomste gekry het uit skaap en beesboerdery, het hulle natuurlik, wat die wild was vir hulle niks werd gewees nie. En dan het ons geskiet so tussen 200 en 300 bokke. So toe die bokke bietjie begin 'n waarde kry om hierdie grond te hanteer en te bestuur tot die beste van ons vermoë toe. Ek het Karen getrou, 'n vrou wat 'n fantastiese vermoë het om mense te kan onthaal. En mense kuier lekker hier by ons. So het ons gegaan en ons het hierdie jagbesigheid van ons gaan uitbrei. En 91, 92 en 93 was seker in my geskiedenis wat ek op die plaas is, die moeilikste jare gewees. Dit was droog gewees. Ons het die droogte van 100 jaar gehad in daai tyd. Die wolpryse was sleg gewees. Dit was net voor die 94 verkiesing. Die mense se gemoed was laag geweest. Niemand wou met verder boer nie. Almal wou hulle goed pak en almal het gesê hoe swaar gaan dit in ons land gaan. Dit was regtig waar vir ons 'n baie moeilike tyd. En ek is 'n gelowige. Ek glo die Here het 'n doel met alles in die lewe en jy moet gaan en jy moet gaan bid. En ek het ernstig gaan bid en ek het gesê, Here, ek wil nie verder boer nie. Dis nie vir my lekker nie. Want dit gaan swaar met my. En so het ek ernstig gebid. En in 1994 kom hier 'n ou uit Amerika uit. En hy bel my eendag en hy sê vir my, Tolly, ek wil jou kom sien. Ek sê ja. Hy sê, ek het 'n boodskap gekry by my ma. Sy ma was 'n Duitse vrou gewees. En ek moet jou kom sien, want ek wil bokke uitvoer Amerika toe. En die bloutheid, ek het die ou glad nie geken nie, en hy het die gearriveer, Jürgen Schultz. En in 94 kom hy hier aan, en hy klop aan die deur, hy kon onthou hom nog so goed, hy was op daai stadium seker so 55, 60 jaar oud gewees, kort broekie aangehad, en Jürgen en Jenna het hier gearriveer, en sy groot droom, hy was 'n uitvoerder in Amerika gewees, en sy groot droom was om boerbokke uit te voer Amerika toe. Sy pa het al die wild wat in Amerika is, die Suid-Afrika wild, het sy pa van Namibia af met bote verskeep. Later dan het ek al hierdie goeie, lekker stories gehoor en foto's gesien, waar hulle olifante met die boot oplaai en dan verskeep hulle dit Amerika toe na die zoos toe. En hy kom toe, ons het toe die bokke getoets, ons moes die bokke toets vir 11 verskillende siektes, moes ons die bokke toets. Ons het die bokke getoets en ek het net dollars gesien, want ek meen ook, het gaan moeilik, finansiëel het ons swaar gekry, dit was moeilike tye gewees. En hy sê toe vir my, op baie stadium het ek so 150 boerbokke gehad. My oupa hulle en sy broers het die boerbokke in hierdie area veredel. En dis hoe hy by my uitgekom het, want hy het gesê, jy het 'n Jordaan, die Jordaans was deel van die veredeling van die boerbokke. So teeling is 'n baie sterk lyn in ons Jordaan familie. Teeling en om na ons noem dit stockmanship, om te sien na diere. En so het ek en Jürgen baie goeie vriende geword. Nadat ons die bokke van ons getoets het, om terug te kom na, hy bied ons, hy offer ons toe, R2000, 'n bok. En op daai stadium kon ek vir 'n boerbok R500 kry. So hy offer ons 4 keer meer, as wat ek kon kry vir my bokke. En ek sê vir hom, Jürgen, jy kan al my bokke vat, vir daai prys kan jy almal vat. En so het ons gegaan, ons die bokke getoets, en glo dit of nie, een van die bokke het skoon getoets. Ons het nie hardwater in ons area nie. En een van die toetse wat ons moes gedoen het was, die bokke moes vry wees van hardwater. Maar die breinpoot borsluis wat in hierdie area is, toets positief vir hardwater. Alhoewel hy nie hardwater dra nie, maar hy toets positief. En so kon ons nie daai toetse onderskei wat hardwater dra en wat nie hardwater dra. So toe kon ons niks van ons bokke uitvoer nie. Ja, en dit was vir my teleurstellend geweest. En ek sê vir Jürgen, ek is nou jammer, maar ons kan niks aan doen nie. Dit is nou maar deel van die lewe.
Toe sê hy vir my, Tolly, maar kom ons voer, gaan ons ry rond, jy help my, ek betaal jou 'n salaris en jy help my en ons gaan toets ander mense se bokke, ander teelers se bokke in die land en dan kyk ons of ons die bokke kan uitvoer. En ons is dit toe gedoen. Ons het toe rondgery, hy het 'n motor gekoop en ons het vir 'n maand lank het ek en hy rondgery. Pieter, my tweede seun, was 2 weke oud. Toe's ek en Jurgen hier weg en ons het rondgery en bokke gaan toets. En die hele land plat gery wat 'n baie lekker ondervinding vir my gewees het. Ek het vir hom die bokke uitgesoek en ons het bloed getrek en ons het bokke getoets. En hy het die mense R2000 'n bok geoffer wat skoon toets. Ons het toe gedurende daai jaar het ek en hy baie goeie vriende geword. En hy het hier by ons gebly vir 'n maand wat ons hier is. Toe sê hy vir my, Tolly, ek is nog steeds, na al hierdie goed wat ons rondgery het en bokke gekyk het, is ek nog steeds mal oor jou bokke. Kom ons maak 'n embryo-stasie oop op jou plaas. En dan spoel ons embryos. Nou in die merino-teeling het ek baie met laparoskopiese inseminasie te doen gekry. Ons het ramme ingevoer van Amerika, van Australië af. Ons ramme ingevoer en ons het hulle saad getap en gevries en inseminasie gedoen. So dit was my algemeen. Maar embryo werk nog nooit. So dit was my absoluut iets niets gewees. En toe ek sê vir Jurgen, ek sê Jurgen, ek kan nie, want ek het nie geld nie. Hy sê, man, ek gaan die geld gee, jy doen die werk. Ek gaan die mense bring wat ondervinding het met die embryos, ek bring hulle uit Kanada uit, en ons het 2 van hulle uit Nieu-Seeland uitgekom, 1 uit Kanada en 1 uit Amerika, 4 ouens bring hy toe, veeartse. En ek maak die embryo-stasie oop, en ons spoel embryos. Ons voer toe daai embryos uit Kanada toe. Hulle kon nie Amerika toe gaan nie, want die protokolle was nie reg nie. Maar ons voer hulle uit Kanada toe en van Kanada af plant ons toe daai bokkies in 'n gewone Spanish goat in en so kon hulle daai bokkie wat toe dragtig was van 'n boerbok kon dit oor die grens vat en die klein boerbokkie is gebore in Amerika. Wat 'n fantastiese ding. Wat 'n ondervinding vir my gewees in daai tydperk om hierdie ding te doen. En terwyl Jurgen ek en hy so rondry, sê hy vir my, hy sê Tolly, jy moet hierdie bokke breinteel. Want as jy hulle kan breinteel, gaan jy eendag geld maak. En ek het so geluister vir hom en ek het half gelag eintlik, want in die boerbokbedryf, die oomblik as jy 'n breinbok kry, is dit 'n prul. En niemand wou met daai bok iets te doen gehad het nie. Almal het gesê, man, verkoop die breingoed, hulle word dadelik geslag. So as daar 'n breining was hy dadelik geslag. En ek kon nêrens breinbokke kry nie. So ek het rondgegaan en soos wat ons by die boere, as ek een gekry het wat miskien 'n bondbout het, of 'n bondkol het ek hom gekoop by hulle, vir slagwaarde. En ek het vir Jurgen gevat en gesê, ek gaan daai challenge vat en ek gaan kyk of ons kan breinbokke teel. En dit was in 94 gewees. En so het die Kalahari Reds van vandag het daar ontstaan. Daai idee het daar ontstaan waar ons hierdie bokke brein gaan teel, dat hulle heeltemal brein gaan wees. En in daai jaar wat ek en Jurgen so goed bevriend geword het, sê hy vir my, jy jag so baie met hierdie mense en julle besigheid doen goed, maar daar is 'n geleentheid daar buite. Ek gaan jou help om 'n internasionale jagbesigheid te begin. En weer eens het ek gesê, Jurgen, ek het nie geld nie. Onthou, my besigheid kry swaar. Hy het gesê, moenie omgee nie, kom, ek gaan jou help, jy en Karen kom Amerika toe, en ek gaan julle in Amerika, gaan ek julle rondvat, en ek gaan vir julle die regte mense voorstel aan die regte mense, ek gaan vir julle plek kry by die skou op SCI en alles, en ek gaan vir julle die regte mense ontmoet. So as ek en Karen vliegtuigkaartjies gekoop, ons is Amerika toe. Dis vir ons absolute nuwe ondervinding. Heeltemal iets wat ons nog nooit gedoen het nie. Ek was een keer op daai stadium, was ek een keer Europa toe gewees vir 'n bietjie atletiek wat ek gaan hardloop het in Europa toe ek op skool was. En ek was in Australië gewees, ek het op 'n skaapplaas gewerk vir 6 maande. My pa wou baie graag gehad het ek moet gaan leer om te werk, want hy sê in Suid-Afrika werk ons het te veel mense wat die werk doen en ons staan en rondkyk. So daar het ek gewerk en ek het omgekom in Australië. Maar ek en Karen is Amerika toe vir die eerste keer in ons lewe en ons het vir Jurgen ontmoet in Amerika. Ek onthou dit nog so goed soos gister, wat hy vir my gesê het, kom Dallas toe en dan gaan julle na daai gebou toe, kry 'n taxi, gaan na daai gebou toe en dan ontmoet ek julle by daai gebou heel bo op die gebou. Ek het nie lekker verstaan wat moet ons heel bo op 'n gebou in Dallas gaan maak nie. Maar ons is so intoe ons doen toe wat hy sê. En Jurgen vlieg toe in met sy Bell helikopter.
en hy kom haal ons op hierdie heliport op hierdie gebou. Hy sê, want hy sien die kans om in hierdie verkeer van Dallas rond te ry. Hy kom haal ons met sy helikopter, en want hy was so 20 minute uit Dallas, by 'n klein plekkie met die naam van Lampasas, Texas, was sy plaas gewees. En ons is toe saam met Jurgen soontoe, en ek het op daai stadium het ons 'n maand in Amerika gespandeer by Jurgen. Hy het ons rondgevat na al die groot plase in Amerika, wildplase, soos 777, YO Ranch, Las Vegas, al hy heel groot, hy was bevriend met hulle almal gewees, omdat hy die wild, wat in die zoos was, het hy van Afrika af soontoe uitgevat. So al die exotics wat daar in Amerika is eintlik maar van Jurgen en sy pa, het hulle uitgevoer soontoe, so hy is vriende van hulle. Ons kom aan, dan is ons nou op hierdie ongelooflike mooi wildplaas, daar kom land Jurgen op die gras, met sy helikopter, en ons stap in, ons is absolute eregaste. En ons het niks geweet van wat gaan aan nie. Wat 'n ondervinding van 'n maand wat ons daar was. Daai jaar het ons 13 kliënte gekry, saam met hom wat hy ons gehelp het. Ons het 'n booth gehad by SCI, wat hy vir ons gereël het, en met meubels, alles, fantasties geweest. So het ons internasionale jagbesigheid begin. En ons is bevoorreg dat van 94 af, het ek nog nie een skou gemis in Amerika nie. En het ons elke jaar weer oorgegaan Amerika toe, weer gaan bemarking doen, en so het ons jagbesigheid het net van krag tot krag gegaan. In volgende week se episode. Wat gebeur met die jag is, dit het hierdie wild wat nou moet kompeteer met die skape, het dit waarde gegee. Moet hê, maar daai wild behoort aan die boer. Waar in ander lande behoort die wild aan die staat, en die staat gee kwotas uit, en dit is hoekom in Suid-Afrika die wildbedryf so pos gevat het. Maar op daai stadium het ons $2000 per Nyala bil gekry, trofeebil gekry wat ons geskiet het, en een aand terwyl ek in Amerika was, het ek met 'n droom wakker geword. Weet jy, dit is wonderlik as jy daardie innerlike vrede in jou hart het. Wat verkoop 'n boer regtig? 'n Boer verkoop die gras wat op sy plaas is, of die lucering wat op sy plaas is.